Hallo, ons sal in hierdie video oor die kenmerke van ons produk praat. Die staal wat ons in die meganisme en loop van ons produk gebruik, is uiters belangrik vir ons. Ons wil dit veral beklemtoon. Vir die loopmeganisme in ons produk gebruik ons 4340 getemperde staal. Hierdie materiaal word nie in Turkye vervaardig nie. Dit is 'n materiaal wat 2 keer soveel kos as 4140 staal. Die rede waarom ons dit gebruik, is iets wat ons in baie materiale waarneem. Natuurlik hou dit ook verband met die toegepaste hittebehandelings. Wanneer ons produkte sien wat hier of daar gekraak het, elk op 'n ander plek, 4340 staal, en ons besluit op die prosesse wat ons daarop sal toepas, is dit die finale prosesse wat ons sal gebruik, of liewer ons masjineer 4340 getemperde staal. Ons masjineer hierdie materiaal van 10 mm stawe, nie in gietwerk nie. Gietskere kom ook in gietstukke voor. Dit werk ooit nie vir ons nie. Met ander woorde, ons wil nie hê dat selfs een van ons produkte met probleme na ons moet terugkom nie. Die materiaal, nadat dit uit die 10 mm staaf gemasjineer is, wanneer die loop en meganisme gemasjineer word, word daar hitte op die oppervlak gegenereer. As gevolg van hierdie hitte ontstaan daar 'n verskil tussen die kernhardheid en die oppervlakhardheid van die materiaal. Om hierdie verskil gelyk te maak, dit wil sê om die kernhardheid met die oppervlakhardheid te laat ooreenstem 0,25. Met ander woorde, ons onderwerp die loop en meganisme aan 'n spesiale proses. Dit beteken ons onderwerp hulle aan 'n hittebehandeling. Maar in hierdie hittebehandeling pas ons dit toe van die oppervlak af tot by die kern tot 'n diepte van 0 tot 25 mikron. En dit bly vir 24 ure in hierdie oond. Hierdie materiaal word individueel opgehang en in die oond geplaas. Die materiaal, met ander woorde, ons stapel nie 30, 40, 50 of 100 stukke bo op mekaar en onderwerp hulle nie gelyktydig aan hittebehandeling nie. Hoekom? In hierdie tipe hittebehandeling word die materiale aan die buitekant harder, terwyl die aan die binnekant minder hard word. So, byvoorbeeld, hier kan jy 47 Rockwell kry, hier 42 Rockwell, en daar oorkant kom ons sê 35 Rockwell. Probleme soos hierdie ontstaan. Daarom heg ons hulle een vir een aan. Soos ek gesê het, bly dit vir 24 ure in hierdie oond. Na 24 uur haal ons die materiaal uit die oond. Ons doop dit in olie, wag 10 tot 15 sekondes en haal dit dan uit. As gevolg van hierdie proses word ons materiaal, wat met 'n gevlekte kleur in die oond kom, heeltemal swart. So daar's geen verf op die loop of die meganisme nie. Daar's geen bedekking hier. Daar's ook geen Cerakote nie. Ek krap dit so met my vingernaal. Dit vuil my naborg. Ek vee dit af. Daar's glad niks nie. Hoekom? Na die materiaal met die gereedskap bewerk is, het die oppervlak sag geword, maar met hittebehandeling herstel ons die oppervlakhardheid en verkry ons weer die harde oppervlak. Kyk nou hoe hierdie meganisme gewerk het. Byvoorbeeld, laat ek jou 'n voorbeeld gee. Kyk hiernatoe, daar's minimale wrywing betrokke. In baie produkte begin dit van hier of van daar af. Nou is sulke opsies. Al hierdie ontwerp, tekening en ons produseer dit direk vanaf die CNC in hierdie toestand. Op enige deel van ons materiaal, of dit nou die meganisme, die loop of enige ander plek is, na verwerking, dit wil sê totdat dit by montering kom, word absoluut geen vuil of skierwerk gedoen nie. Met ander woorde, in geen deel van ons afwerkingsfabriek of buite dit, word hierdie produkte aan sulke prosesse onderwerp nie. Laat ek dit so stel. Normaalweg kom 'n onderdeel binne 'n halfuur uit die CNC, maar nadat dit uitgekom het, moet daardie halfuur onderdeel beslis buite gevuil of geskuur word. Vuil en skierwerk moet gedeel word. Maar met ons onderdele kom dit binne sowat 40 tot 45 minute uit die CNC en ons los nêrens enige spaanders of brame op hulle nie. As jy binne kyk, is dit absoluut vlekkeus. Ek kan nie eens enige gereedskapmerke op die onderdele sien nie. Geen afwerkingsproses word op die loop, die meganisme of enige deel van die geweer gedoen nie. Jy kan ook so na die loop kyk. Die loop word ook in ons fabriek self vervaardig. Ek weet nie of ek dit duidelik kan wys nie. Die patroonkamer pas ook so in. 'n Dubbele spiraalveer word gebruik. Hierdie deel hier is stof. Eerstens moet jy dit verwyder om die slagpen uit te haal.
Tweedens moet jy ons sluiter hier verwyder. Kan jy dit so sien? Ek dink jy kan dit sien. Derdens moet jy die pen hier verwyder, sodat jy die slagpen kan uithaal. Hierdie is 'n model waarin 'n rooi dot versier geheg kan word. Afgesien daarvan het ons 'n visuele patroon vir die koeler en demper. Wanneer ek dit so span, terwyl die slagpen ingesit is daar 'n slagpen aanwyser hier. So, ons slagpen is gespan. Dit beteken daar's 'n patroon in die kamer. Weereens, wanneer daar 'n patroon hier is, spring dit uit soos, jy weet, die uittrekker oefen drukbuik. Die boonste deel van die uittrekker is met rooi verf geverf. Dit wys ook vir ons dat daar 'n patroon in die kamer is, of liewer, dit dui dit vir ons aan. Wat die raam betref, bereik ons eintlik hierdie polymeerraam in 3 jaar. Dat ook. Dis 'n grondstof wat amper 6 keer duurder is as die materiaal wat deur baie standaardmaatskappye gebruik word. En dit het ons 3 jaar geneem om hierdie materiaal te bekom. Wat wou ons hê? Wat wou ons hê die eienskappe van hierdie materiaal moes wees? Of liewer, ons het sekere kriteria gehad. Ons eerste kriterium is dat dit nie vog moet absorbeer nie. Tweedens, dit moet nie vog vrystel nie. Derdens, dit moet impakbestand wees. Vierdens, dit moet hittebestand wees. Ons kon hierdie 4 eienskappe in hierdie materiaal vind. Maar ander woorde, hierdie 4 kenmerke in hierdie rou materiaal. Weereens, ons kan nie 4340 staal in Turkye vind nie. Dit kom ook van die buiteland af. Soos ek vroeër genoem het, is hierdie materiaal ook nie gereedelik in Turkye beskikbaar nie. Dis nie 'n materiaal wat ons sommer net by die winkel om die draai kan koop nie. Dis ook 'n spesiale materiaal. Weereens, ons moet dit van die buiteland af invoer. Hierdie een ook. Die probleem wat ek genoem het oor die nie-absorbering of vrystelling van vog is dat, insluitend staal, materiale in warm weer uitsit en in koue weer krimp, soos jy weet. So brei hulle uit en kank. Jy weet, kraglyne sak in die somer af en word in die winter stywer. Meeste grondstowwe, insluitend staal, ek herhaal miskien, maar dit absorbeer en stel vog vry. Ons het gesê dit moet nie vog absorbeer of vrystel. Hoekom? Ons het dit na 'n gematigde, dit wil sê 'n warm klimaat gestuur. Ons materiaal sal uitbrei. Wanneer ons dit na 'n koue klimaat stuur, sal ons materiaal saamtrek. En aangesien die werkspelings en toleransies hier baie klein is, maak nie saak watter wapen dit is nie, dit sal onvermydelik vassteek. Wanneer jy die meganisme bedien, slaan dit in die plastiekraam, of in baie wapens sien ons hierdie gedeelte wat afwaarts sak. Met ander woorde, ons wil duidelik nie so iets in ons wapen hê nie. Ek weet nie watter spesiale eienskap hierdie materiaal het nie, maar wat duursaamheid betref, as 'n materiaal so buig, beteken dit vir my dis nie 'n geskikte materiaal nie. Die vormtoestande vir normale materiale is tussen 180 en 220 grade, maar die vormtoestand vir hierdie materiaal is tussen 280 en 320 grade. So wat beteken dit? Dit beteken dat dit 'n materiaal is wat bestand is teen hoë temperature. So by hoë temperature, hoekom wil ek hoë temperatuur weerstand hê, of hoekom wil ons dit hê? Maak nie saak hoe warm die wapen raak tydens vinnige vuur nie. Die boonste deel is van plastiekmateriaal gemaak en dit moet nie smelt nie en die materiaal moet nie sag wees nie, want soos jy weet, met elke skoot slaan die meganisme teen hierdie deel. Wat gaan gebeur as dit geslaan word? By hoë temperature gaan die penne ook warm word. Wanneer dit warm word, gaan hierdie area begin losraak, klik, klik, klik. Met ander woorde, hierdie gat gaan begin verbreed. As dit warm word tydens sy vorentoe en agtertoe beweging, gaan jy nie enige van hierdie probleme in hierdie raam sien nie. So dit is 'n duursame en regtig hoë gehalte materiaal. En as ek praat van impakweerstand, probeer ek dit so buig. Jy kan dit glad nie buig nie. Ons het nog 'n video. Dit is 'n materiaal wat ons krak noem, jy weet, een wat gedruk en geslaan word, of liewer, dit is 'n krak masjien. Daarmee saam, sonder hierdie innerlike raam op sy sensitiefste punt, is geen een hiervan teenwoordig nie. Ons slaan dit hier en probeer dit breek. Ons kan dit nie breek nie, met ander woorde, ons word moeg, maar die materiaal nie. Daarom is hierdie materiaal onontbeerlik vir ons. Weereens, ons doen die spuitgietwerk van hierdie materiaal self, intern in ons fabriek. En nadat die materiaal gevorm is, word dit op geen manier aan enige apparaat of vormtoestel geheg nie. Ek bedoel, met baie materiale is dit so. Hulle word vasgehou na die vorming.
'n klem word hier aangebring sodat hierdie deel nie afwaarts loskom nie. Hierdie deel word so in 'n skroefklamp vasgemaak sodat nie so beweeg nie. 'n Apparaat word aan die magasiengleuf vasgemaak sodat hierdie deel nie vernou of vervorm nie. Met ander woorde, sodat dit nie 'n ander vorm aanneem nie. Maar hierdie materiaal kom direk uit ons spuitgietmasjien. Dit is 'n onderdeel wat ons direk daarna na samestelling stuur. Dit is op geen manier aan enige vormingsapparaat gekoppel nie. Die agterste rem kan verander word. Ons het 3 blokkies wat klein, medium en groot genoem word. Jy kan dit volgens jou hand aanpas. Die tydskrifhaak kan aan beide kante verander word. Dit kan van hierdie kant verwyder word en ook aan die ander kant vasgemaak word. Dit het 'n opsie en funksie wat ook deur ons linkshandige vriende gebruik kan word. Die magasyn wat ons in die vuurwapen gebruik is die C77B. Met ander woorde, dis 'n tydskrif wat geskik is vir die C7 en 77B vuurwapen en dit word vervaardig deur Mekar, 'n Italiaanse vervaardiger. Daarbenens is daar ook 'n maatskappy genaamd ACT, wat ook 'n Italiaanse maatskappy is. So afhangende van watter een beskikbaar is vir bestelling, of hul produksiestatus, of hul afleweringstye, kry ons soms tydskrifte van ACT, soms van Mekar, hierdie 2 Italiaanse maatskappye, en voeg dit by ons produk. Jy mag ook vra, waarom Italiaans? Na ons mening gaan dit oor die tydskrif. As daar 'n vuurwapen is daar 'n magasyn. As daar geen magasyn is nie, is daar geen vuurwapen. Met ander woorde, hoe beter die tydskrif, hoe meer ondersteun dit die gehalte van jou vuurwapen. Hoe moet ek dit stel? So, ons het die vuurwapen topklas gemaak, maar as ons tydskrif nie van die gehalte is wat ons wil hê, of die regte afmetings of wat ook al nie, sy vorm, sy fatsoen, sy vermoë om rond te hou of te voer nie, as dit nie reg is nie, dan sal ons vuurwapen uiteindelik nie werk nie. Aangesien ons nie so iets wil hê nie, wat doen ons? As ons 4340 staal in die meganisme en loop gebruik, probeer ons ook om die beste materiaal in die polymeer te gebruik. So hierdie keer het ons ook probeer om die beste moontlike tydskrif as 'n geheel te gebruik, bedoel ek. Dit is ons veiligheidsmodel. Ons veiligheid. Dit is sneller veiligheid. As ons hier druk, sal die sneller loslaat, maar as ons so van die kant af druk, sal dit nie. Ons sneller wil nie loslaat nie. Hierdie is 'n sneller veiligheid wat ontwerp is vir wanneer ons die wapen vinnig van ons heup probeer trek. Dit is 'n sneller veiligheid wat gemaak is om toevallige afvuur te voorkom, sodat ons nie onsself skiet of die sneller in 'n ongewenste posisie loskom nie. As ek gaan skiet, sal ek presies na hierdie posisie toe kom. Wanneer ek die sneller druk, sodra ek dit druk, sal my sneller loslaat. Anders is dit, as ek van die kant af druk of dit vinnig trek, laat dit nie los nie. Nog iets waarna ons oplet, of wil hê jy moet oplet, is dat selfs wanneer ek die sluitstuk heeltemal loslaat in hierdie beweging, dit steeds in hierdie posisie moet kan vasmaak. Ek doen dit op jy manier, omdat jy oplet. Kan jy enige krap of remsmerke heen? Daar is nie enige nie. Dan het ons byvoorbeeld 'n offense dikte hier op die loop. Die rede waarom ons dit hier plaas, is verskiet, om die 3 punte baie beter te groepeer en in 'n kleiner area te kan plaas. In teikenskiet kan 'n rooi kolletjie aangeheg word, 'n laser kan aangeheg word. Stel afstand terug. Ek het dit weer getik. As jy dit opgemerk het, is dit 'n ideale herstelafstand. Dit is nie te lank nie en dit is ook nie te kort nie, want as dit te kort is dit eintlik nogal gevaarlik. Kom ons sê dit soos dit hoort te wees, of liewer, dis korrek. As jy ooit ons geweer ergens teekom, is dit iets wat jy nie regtig kan beskryf nie. Jy moet dit voel. Nadat jy die speling op die sneller geneem het, raak die sneller baie sagkens aan. Jy kan net die sensitiwiteit van die oppervlak tussen die sneller en die slagpen voel. Dit val nooit meer klik 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 geluid nie. Daar's 'n perfek skoon oppervlak, so jy kan presies weet wanneer die slagpen gaan los. Andersins wonder jy, het dit geval, gaan dit val? Hoe moet ek dit stel? Met so iets? Met ander woorde, jy sal dit op die snelle voel. Wanneer jy ons vuurwapen teekom, sal ons die vra met 'n toets. Afgesien hiervan, het ons 3 tipes rame. Of liewer, ons het 4 kleure, swart, aardgrys en groen. Nie een van hier is cerakote bedek of gerf nie. As jy dit vanuit hierdie perspektief van nader bekyk, wanneer jy deur die rou materiaal sny, kom presies dieselfde helder kleur ook van binne uit.
So ek skraap die rand van hierdie grys kleur met 'n mes soos hierdie. Grys kom steeds van onder af uit. Dit beteken dat ons die rou materiaal direk gebruik. Met ander woorde, ons het verfmengsels. Ons meng hulle om te verseker dat die materiaal gekleurd uitkom. Ons wend geen soort dekwaag aan. Dankie dat jy na my geluister het. Hoop om jou weer te sien. Lekker dag by die werk.